Liewe familie en vriende, ook julle wat later na die opname kyk, baie welkom by ons gedenkdiens vanoggend. Ons is hier by mekaar vanoggend om dankie te sê. Om dankie te sê vir Jaco se lewe, vir sy aardse lewe en om dankie te sê vir sy ewige lewe. Want hy is in die bevoorregte posisie om terug te kyk na sy aardse lewe en alreeds nou al die ewige lewe in die volle sin van die woord te beleef. So ons is hier by mekaar om dankie te sê. Ons is ook hier by mekaar vanoggend om totsiens te sê. Die dankie is maklik. Ons sê graag dankie en ons bedoel dit. Die totsiens is 'n ander storie. Dis nie so maklik nie. Maar die wonder is, ons is hier vanoggend by mekaar nie alleen nie. Die Heilige Gees is hier. En hy is hier deur sy woord. En hy is hier in elkeen van ons. En in alles wat ons ook vanoggend hier saam gaan beleef, is hy met ons, en is hy by ons, en is hy in ons. Voordat ons met die diens begin, gaan ons eers vir Zelda geleentheid gee, om 'n paar bedankings te deel, en dan is daar ook ietsie wat sy graag uit haar hart uit wil deel. Zelda? Kan julle my hoor? Ek wil net graag dankie sê, opregte dank en waardering uitspreek aan almal wat ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het. Dankie. 'n Spesiale woord van dank aan Dominee vir die troostvolle woorde en die geestelike leiding. Dankie dat Dominee my broer kom sien het in die hospitaal. Waardeer dit baie. Baie dankie aan al die dames van die kerk vir die hulp by die verversings. Julle moeite en omgee word opreg waardeer. Aan al ons familie en vriende van naby en ver. Dankie vir julle liefde, julle gebede en julle ondersteuning. Dankie aan elkeen wat saam met ons Jaco se lewe kon vier het. Julle herinneringe en eerbetoon sal altyd kosbaar wees. Laastens wil ons net erkenning gee aan ons Vader in die hemel, wat ons as gesin toegelaat het om Jaco se jare saam met hom te geniet en verhoop in genade in Christus Jesus, sy seun vir die ewige lewe. Nou wil ek net ook baie dankie sê vir die tannies wat ons vanoggend gehelp het met die ryker. Ons het so effens van 'n probleem gehad, maar dit is dan gefiks. Dankie Tannie Nelly. My liewe broer, my hart is swaar omdat ek jou moet groet, maar ek is dankbaar dat jou pyn en lyding verby is. Jy was geliefd, jy is geliefd en jy sal altyd geliefd bly. Dankie vir die herinneringe, die liefde en die plek wat jy in ons harte het. Rus nou sag in Jesus se arms. Baie dankie Zelda. En dan het Andrew gevra, hy wil ook graag ietsie met ons deel. Andrew, jy is baie welkom. Ek sien vandag nie as 'n hardste dag nie, maar as 'n dag van blydskap. Want ek word herinner aan al die goeie goed wat my oom gedoen het en al die lesse wat hy ons geleer het. Ek is baie trots om oom Jaco van Jaarsveld my oom te kan noem. 2 Corinthians 5 verse 8. To be absent from the body is to be present with the Lord. Baie dankie Andrew. Vriende, is daar nog iemand wat graag ietsie op die hart is? Ons wil tog die geleentheid gee, as iemand nog ietsie wil deel, dan is julle welkom. Dan kan julle net vorentoe kom as daar nog iemand is wat graag ietsie wil sê. Goed. Ons gaan begin deur saam die begrafnisbrief te lees. Nou julle die begrafnisbrief,
daar in die blaadjie, en is 'n besondere begrafnisbrief, so kom ons lees dit net saam, maar dit sê ook ietsie van dit wat in die familie se harte leef. Dis daar op die eerste bladsy van die pamfletjie. Stadig het ons jou sien gaan, magteloos langs jou bed gestaan. Ons eerste sorg, gebede en liefde, het niks gebaat. Toe God jou roep, moes jy ons verlaat. Al was ons harte nog nie gereed om afskeid te neem nie. Veilig rus jy nou, en aardse pyn, swaar kry en trane ken jy nie meer. Ons vind troos daarin dat jy nou vrede het in God se liefdevolle hand. Ons gaan jou vreeslik mis. Jou stem, jou glimlag en jou teenwoordigheid sal altyd in ons harte bly. Al is jy nie meer by ons nie, sal jou herinnering voortleef in elkeen wat jou lief gehad het. Ons gun jou die ewige rus wat God jou bied, totdat ons mekaar weer ontmoet. Rus in vrede. Hemelvader, ons kan eintlik maar net amen sê op hierdie briefie wat uit die hart van Jakob se geliefdes kom. Dit sê iets van hulle gevoelens. Dit sê iets van die groot gemis. Dit sê iets van 'n baie besondere liefde vir 'n seun, vir 'n broer, vir 'n oom, vir 'n vriend. As daar een persoon is, Here, wat regtig verstaan en wat presies weet wat nou vanoggend hier in ons elkeen se gemoedere aan die gang is, dan is dit U. En as daar een persoon is wat ons ook deur hierdie diens kan help, en selfs met ons kan praat deur dit wat U in die res van hierdie diens wil bereik, dan is dit U. En dit is hoekom ons eers bid, voordat ons gaan saam sing en saam lees. Ons is in U hande. Jakob was sy hele lewe in U hande. Hy is nou vir ewig in U hande, en so ook elkeen van ons wat vandag hier is om dankie te sê en totsiens te sê. Jakob het nooit nodig gehad om iets in die lewe sonder U aan te pak nie. Ons ook nie. Gelukkig hoef ons nie hartseer te wees op ons eie nie. Gelukkig hoef ons nie afskeid te neem op ons eie nie. Want dit is te seer. Dit is te moeilik. Maar dit is waarom U by ons en in ons is. O Heilige Gees, werk asseblief ook in ons saamwees hier vanoggend, soos net U dit kan doen. In Jesus se naam, amen. As daar een woord is wat oor ons almal se lewens elke dag geskryf is, en as daar een woord is wat oor Jakob sy hele lewe van sy geboorte af geskryf is, dan is dit die woordjie genade. Genade is iets van hoeveel die Here vir ons doen, hoeveel die Here vir ons omgee, al verdien ons dit glad nie. Sonder dat ons self enig iets wil doen.
is hy altyd daar vir ons, nou en vir ewig. En daarom is dit baie gepas dat ons nou die pragtige lied Genade onbeskryflik groot gaan saam sing. Want daarmee sê ons juis dankie. Dankie Here vir u genade deur Jaco se hele lewe. Dankie vir u genade nou wat hy op 'n baie besondere manier op hierdie oomblik by u in die ewige lewe beleef. Ons loof en prys u vir u genade. Julle kan saam met ons sing. Die woorde gaan op die skerm wees en dit is ook in die blaadjie. Kom ons staan en dan sing ons genade onbeskryflik groot saam. Ons skriflesing kom vanoggend uit Openbaring 21. En daar gaan ons saam lees uit die eerste 7 verse. Ek lees vanaf vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde
het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Tot sover ons skriflesing. Ons wonder almal soms een of ander tyd, hoe lyk die hemel? Daarom lees ons boeke van mense wat sê hulle was in die hemel. En kyk ons flieks van mense wat sê dat hulle uit die dood uit teruggekom het. Eintlik kan ons maar net die Bybel lees om 'n prentjie te kry van die hemel. In die gedeelte wat ons sopas gelees het, in Openbaring 21, beskryf Johannes vir ons die nuwe hemel en die nuwe aarde soos hy dit gesien het. Ek dink nogal, die hemel is baie soos wat die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan wees. Met hierdie beskrywing gee die Here Jesus vir Johannes hierdie versekering. Hy sê vir hom, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Met ander woorde, ons kan dit glo en daaraan vashou. Die woord nuwe is hier baie belangrik. God self waarborg hierdie nuutheid. Hy sê op 'n stadium hier, die dinge van vroeër het verbygegaan. En ons lees in vers 5 waar hy sê, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Ja, die hemel is heeltemal nuut in vergelyking met die aarde waarop ons leef. Heeltemal anders as die aarde waarop ons leef. Daar's eintlik nie 'n vergelyking nie. Selfs die mooiste prentjie van die hemel wat ons onsself voorstel, en selfs die wonderlikste atmosfeer wat ons dink daar in die hemel is, kom nie naby aan hoe wonderlik die hemel regtig is nie. Die pragt van die hemel, die skoonheid van die hemel, word vir ons hier uitgebeeld soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Wat 'n mens verder opval hier in Openbaring 21, is dat daar nie meer 'n see gaan wees nie. As jy baie lief vir die see is, moet jy nou nie bekommerd wees nie. Vir die mense van die Bybelse tyd was die see 'n plek van die onbekende, waar daar groot seemonsters gewoon het en waar die bose was.
As Openbaring sê, daar gaan nie meer 'n see wees nie, beteken dit dat daar in die hemel geen slegte, geen verkeerde, geen nadelige, geen bose is nie. Dit kan eenvoudig nie, want God is daar en hy is alles in die hemel. Die woord heilig sê vir ons dat die hemel net oor hom gaan. God is heeltemal in beheer op sy troon. Die hemel is sy woonplek. Die beskrywing van die nuwe Jerusalem beklemtoon dit. In die Bybelse tyd het die mense geglo God woon in Jerusalem in die tempel. Nou woon hy in die hemel. En almal wat alreeds daar is by hom en hy is by hulle. God is natuurlik ook by ons en in ons deur die Heilige Gees, maar daar in die hemel is God nog soveel meer by ons. In 'n totaal ander dimensie, van aangesig tot aangesig. Omdat God volledig daar is daar geen leed, geen smart, geen pyn en geen hartseer meer nie. Daar is eenvoudig niks wat teen sy wil en sy liefde is nie. Niemand gaan ooit weer dood daar nie, maar leef vir ewig by hom. Daarom is dit nooit meer nodig om trane te stort en te huil van smart en leed en pyn en die dood nie. Want God is daar. Hy is alles daar vir ewig. Liewe familie en vriende, dit is waar Jaco nou op hierdie oomblik is. In die hemel, by God, sonder al die dinge wat die lewe na hom toe gegooi het. Sonder al die dinge wat die lewe vir hom so moeilik gemaak het. Sonder die dinge wat sy lyding net erger sou maak as hy nog langer sou leef. In vers 6 sê Jesus vir Johannes, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Dit het klaar vir Jaco gebeur. Jesus wat die Alfa en die Omega, die begin en die einde is, het dit vir hom moontlik gemaak. Alhoewel julle verseker vir Jaco baie mis en so graag nog tyd saam met hom sou wou spandeer, bied hierdie sekerheid vir julle troos. Julle weet waar hy is en julle weet by wie met 'n hoofletter hy is. En julle weet, het 'n bietjie van 'n idee hoe wonderlik en goed dit daar met hom gaan. Maar intussen is ons nog hier. Intussen is julle nog hier. En ons is dors. Dors van verlange. Dors van hartseer. Dors van al die uitdagings van die lewe. Hoor wat Jesus vir ons wat nog hier is sê in vers 6. Aan elkeen wat dors het,
sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Jesus sien julle dors. Hy gee vir julle water, lewende water, verniet om te drink. Hy self is die fontein van die lewe. Hy gee homself vir julle. Kom drink vanoggend by hom. Ja, hy is by Jaco in die hemel. En hy is ook by elkeen van julle, elke sekonde van elke dag en nag. Waar hy nou in hierdie moeilike tyd self die trane van julle oë afdroog en julle trane vervang met die water van die lewe. Ook vir julle beloof hy in vers 7. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Deur sy genade, waarvan ons net nou gesing het, en met sy hulp, en in sy krag, sal julle die oorwinning behaal, en sal julle ook wees, waar Jaco is, by God, as sy seuns en sy dogters. Vandag is daarom nie 'n vaarwel nie, net 'n totsiens, totdat ons jou weer sien. Jaco. Amen. Dit alles, die hele inhoud van hierdie boodskap, word moontlik gemaak deur ons Here Jesus. Deur dit wat hy op aarde vir elkeen van ons en ook vir Jaco kom doen het. En daarom lees ons ook vandag ons geloofsbelijdenis. Om net weer vir mekaar te herinner, maar hoe is dit alles moontlik? Hoe is dit moontlik dat Jaco nou by die Here vir ewig in die hemel kan wees? Hoe is dit moontlik dat ons almal op pad soontoe is? Hoe is dit moontlik dat ons nie alleen deur hierdie hartseer hoef te veg nie? Ek lees vir julle ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jaco het nou die ewige lewe. Sy nuwe liggaam, sonder al die gesondheidsuitdagings, is nou syne.
Geen van sy sonde, wat hy ooit op aarde begaan het, word teen hom gehou nie. Enkel en alleen, omdat Jesus ook vir hom mens geword het. Omdat Jesus ook vir al sy sondes gekruisig is en gesterf het aan die kruis. Ja, en hy leef nou vir ewig. Sy dood is oorwin, omdat Jesus deur sy opstanding uit die doodheid op die 3de dag, die dood vir Jaco en vir almal van ons wat in Christus is, oorwin het. En dit is waarom elkeen van julle wat in Christus is, waarlik in ons Here Jesus glo, seker kan wees, dat julle ook by Jaco sal aansluit. As dit voor die wederkoms van die Here Jesus is, in die hemel, as dit met die wederkoms van die Here Jesus is, saam met al die gelowiges, op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel. Alles deur Jesus moontlik gemaak. En daarom is vandag meer as net 'n dankie sê diens. Dis eintlik 'n lofdiens. 'n Lofdiens vir ons Here Jesus Christus, wat dit alles moontlik maak. Vir Jaco en vir elkeen van ons. En die verdienste van ons Here Jesus, die feit dat ons in die Heilige Gees glo, beteken ook dat ons nie alleen ons smart hoef te hanteer nie. Nie alleen weer môre moet aangaan nie, met die lewe, met die werk, met die studies nie. Maar dat Jesus beloof het, ek stuur vir julle die Parakleet, die Heilige Gees, om vir ewig by julle te wees. Julle hoef niks op julle eie aan te pak nie. O Here, baie dankie. En nou kan ons afskeid neem. Nog steeds met 'n traan in die oog, maar ook met 'n paar vreugdestrane daarmee saam. Jaco van Jaarsveld is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n ander lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.
deel van die familie se afskeid is die pragtige gedig op die agterkant van die blaadjie. Lees dit asseblief saam met my. Want dit sê ook hoe hulle hierdie afskeid sien. Die tema van die gedig is A Broken Chain. We little knew that day God was going to call your name. In life, we loved you dearly. In death, we do the same. It broke our hearts to lose you. You did not go alone, for part of us went with you the day God called you home. You left us beautiful memories. Your love is still our guide. And although we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken, and nothing seems the same. But as God calls us one by one, the chain will link again. Sure, dis pragtig. Ek wil net seker maak, Barbara, ek het iets uitgelaat nie, né? Nee, Dominee. Kom ons sluit af. En wat 'n ander lied kan ons eintlik mee afsluit? Dis lied 602. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Dis ook op die blaadjie en dit gaan ook op die skerm wees en dan kan julle bly staan vir die seënbede.
Liewe broers en susters, liewe familie en vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly, net soos hy met Jakob was en vir ewig met hom sal wees. Amen. Julle is welkom, wanneer julle gereed is, om daar agter by ons aan te sluit, vir ietsie te ete en te drink.